Ek praat met u oor die oomblik van waarheid en dat ons gaan moet rekenskap gee oor ons lewe, hoe ons dit geleef het, besluite wat ons gemaak het. Die eerste ding waar ons gaan rekenskap gee, is jou naam geskryf in die boek van die lewe. Ons lees in Openbaring 20 vers 12, en ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boek geskrywe is, volgens hulle werke. En dan Openbaring 20 vers 15, bietjie verder sê hy, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Jou naam moet geskryf wees in die boek van die lewe, en dis die eerste ding wat ons gaan moet rekenskap gee. Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Hoe word my naam in hierdie boek geskryf? Ek moet tot bekering kom, ek moet my hart vir die Here gee, ongeag wat jy dit wil noem. Ek moet my lewe vir die Here gee, ek moet tot inkeer kom en ek moet lewe volgens God. Ek moet Jesus Christus aanneem as my persoonlike saligmaker, redder, verlosser, en dan moet ek 'n verhouding met God hê. Hy sê in Johannes 6 vers 47, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Met ander woorde, ons moet tot inkeer kom. Nikodemus, 'n Fariseer, het na Jesus gekom in Johannes 3, en hy het vir Jesus gesê, wat moet hy doen om die ewige lewe te kan beerwe? En Jesus het vir hom gesê, hy moet tot wedergeboorte kom. En omdat hy 'n slim man was, het hy gesê, maar hoe kan hy nou weer teruggaan in sy moeder se skoot? Hy is al 'n volwasse ou man. Hoe kan hy weer teruggaan? En Jesus het gesê, nee, hy moet nie gebore word weer uit sy moeder nie, maar sy gees moet weergebore word. Wanneer ons hart vir die Here gee, dan word ons name geskryf in die boek van die lewe. Het jy al jou hart vir die Here gegee? Het jy al tot inkeer gekom en jou lewe verander, sodat jy tot eer van God lewe?